Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n naweek is Vrydag die 16de Januarie 2026. Ek hoop is vir julle 'n lekker naweek. Ek het so voor julle lê. Vrydag is altyd ons 'n lekker dag, want jy weet die naweek lê voor, so mag dit vir julle 'n wonderlike naweek wees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U aanbid vir U grootheid, vir U almag, vir U nabyheid, vir U liefde. Here, sommer net omdat U God is. Here, dat U vir ons Jesus gestuur het na hierdie aarde toe, sonder dat ons dit verdien, U self in mensevorm, en dat U Gees gegee het om onder ons te kom woon. Here, baie dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Vriende, dit is eintlik 'n ongelooflike mooi seën. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Hoe kry julle hierdie genade en vrede? Omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos ek gesê het, Kolossense 3 is 'n amazing gedeelte. Hy som eintlik jou hele geestelike of Christelike lewenswandel in hierdie hoofstukkie op, vriende. Dit is amazing, regtig, julle moet hom lees, hom weer lees. En die ander ding, vriende, wat ek vir julle tog wil voorstel is, unpack dit. Ons lees hier goed, ek kom maar by myself ook agter, jy weet, nou sit 'n mooi gedeelte, jy lees hom, maar gaan jy aan, hy vervaag letterlik as jy die Bybel toegemaak het. Vriende, ek wil tog vir julle aanbeveel. Al kry julle vir julle 'n bladsy, hou dit ergens, skryf as julle hierso, vernaamlik hierdie hoofstuk 3, nee, vernaamlik hoofstuk 3, hoofstuk 4 ook, ek gaan gou kyk, eintlik hoofstuk 3 en hoofstuk 4, dit is so prakties. Skryf neer wat as jy lees daar sodat jy moet jou gedagtes rig op die dinge daarbo. Wat beteken dit vir jou? Skryf dit uit. So staan stil net by daai vers, né? Want julle het gesterwe in julle lewe en julle saam met Christus verborge in God. Wat beteken dit? Skryf, dink 'n bietjie daar en bid daaroor. Sê Here, ek skryf nou hierso, rig my gedagtes op dinge daarbo. Maar Here, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Wat beteken dit om my gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is? Dit beteken, as ons moet definieer wat daarbo is, kom ons sê, die hemel is mos maar reg rondom ons, né? Soos maar hoe mense praat baie keer, hoe Paulus ook gepraat het, maar vriende, wanneer ons rig op die dinge, dan rig ons eintlik op God se dinge. Wat is God se dinge? God se dinge begin by twee goed, dit is die opsomming van die wet, om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself, hergedefinieer in Johannes 13:34 en 35, julle moet mekaar lief hê soos ek julle het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is. So, hoe rig jy jou gedagtes, as jy Kolossense 1 vat? Dit is hoe jy jou gedagtes rig. Jy rig jou gedagtes, hoe aanbid jy God? Hoe het jy God lief? Wat beteken dit? As jy hom lief het, is jy in 'n lewende verhouding met hom, beteken jy volg in die voetspore van Jesus, beteken jy laat die Heilige Gees deur jou werk. Wat beteken dit op hierdie verhouding met God verder? Dit beteken jy beoefen geloofsvormende gewoontes. Jy lees die woord, jy wandel in die woord, jy bid gereeld, jy's wat ons nou met die woord doen, jy mediteer oor die woord, jy reflekteer oor die woord, jy memoriseer die woord, jy journal die woord. Dis geloofsvormende gewoontes. So, hoe rig jy jou gedagtes? Jy rig jou gedagtes om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste as jouself, of julle met mekaar lief soos Jesus lief het, sodat die wêreld sien met julle my disippels is. Nou gaan hy die tweede gedeelte, so hoe rig jy jou gedagtes? Die tweede gedeelte is, jy rig dit op mense rondom jou, en dan kom pak hy hom baie mooi uit, wanneer hy kom sê, hoorie, so julle moet nou lewe as nuwe mense, daar moenie woede uit by julle wees, daar moenie haat by julle wees, daar moenie vloek by julle wees, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, moenie vir mekaar lieg nie. Dit is waarop jy moet rig. Here, wat beteken dit in my werk, in my huwelik, in my verhouding, daar is in my ou en my meisie, daar so wat ook al. Wat beteken dat julle moet nie aan julle het met die sondige ou mens gebreek. Julle leef nou as nuwe mense wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van Paulus, kom sê. So, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Dit betels twee goed, om God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand. En dat julle mekaar lief hê soos Jesus julle lief het, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is, né? So hoe moet ons mekaar lief hê? Wel, ons moet mekaar lief hê deurdat ons as 'n nuwe mens lewe, liewe vriende, wat al hoe meer vernuwe word na die Skepper se beeld. En hoe lyk dit? Welkom, dit lyk soos volg. Dit beteken julle is meer lewend, julle is goed gebid, maar wat beteken meer lewend? Skryf neer. Wat beteken dit vir my om meer lewend te wees? Wat beteken dit om goedgesind en nederig en sagmoedig en verdraagsaam te wees en geduldig te wees, mekaar te vergewe,
Liewe vriende, wat beteken dit? Skryf dit uit en bid daaroor. Sê Here, ek kom bid hier oor my gedagtes hier op die dingerig wat daar bo is. Here, ek kom agter ek moet vir U lief hê met my hele hart, siel en verstand. My naaste is myself hergedefinieer. Ons mekaar lief hê soos Jesus mekaar lief het, sodat die wêreld kan sien ons my disippels is. Here, ek wil in hierdie verhouding staan met U. Ek wil asseblief saam met U pad stap. Ek wil die mense rondom my lief hê. Here, ek wil al hierdie goed van my lewend en goedgesindheid met deel wees van my lewe. Here, help my om daai persoon te vergewe wat ek nie kan vergewe nie. Here, ek weet dat U vir ons kom sê dat as ons mekaar liefhet dat ons gaan mekaar bind. Here, gee my asseblief. Wat beteken liefde? Wat beteken liefde binne in jou huwelik, binne in jou vriendekring, binne in jou gemeente? Wat beteken dit? Skryf dit neer. Bid daaroor. Daar moet 'n vrede wees. Dit moet in julle lewens die deurslag gee. Wat beteken vrede in jou omstandighede? So iemand met wie jy nog in onvrede is, iemand wat jy iets voor, gaan praat met daai persoon, gaan sê ek is jammer. Sê dit meer kere, né? Wees dankbaar. Wat beteken dit om dankbaar te wees? Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Wat beteken dit as Christus se boodskap in sy volle rykdom in ons bly? Ons rig ons lewens, ons rig ons gedagtes op die dinge daarbo. Dit beteken, jy moet God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Jy moet naaste lief hê as jouself, hergedefinieer soos veel gesê het in Johannes 13:34 en 35, né? God het jy lief, jy het 'n lewende verhouding met hom, jy volg in die voetspore van Jesus, jy laat die Heilige Gees deur jou werk, jy beoefen geloofsvormende gewoontes, jy bid gereeld, jy wandel in die woord, jy kan vas, jy kan journal, jy kan mediteer, jy kan reflekteer, jy kan memoriseer. Dit is hoe jy hierdie verhouding van God bou. En dan met jou naaste, jy kyk dat jy baie mooi met hulle lewe, dat daar goedgesindheid is, 'n sagmoedigheid, 'n verdraagsaamheid is, vergifnis is, daar liefde is, dat daar vrede is. Né? Dis amazing, né? Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle hart, met julle psalms en lofgesange sing. En dan in vers 17. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En wat julle ook al sê of doen, sê dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader. Vriende, dit omvat alles. Hoe rig jy jou gedagtes op God? Ek het nou alles mooi vir julle 'n paar keer deurgesê. Alles wat julle doen, sê en doen dit in die naam van die Here Jesus en dank die Vader daaroor. So, maak nie saak of jy 'n kar koop nie, of jy 'n huis koop nie, of jy vir 'n werk aansoek doen nie, of jy vir 'n na skool toe gaan nie, jy universiteit toe, tegniese universiteit toe gaan, technikon toe gaan, 'n tegniese college toe gaan, of jy in diens opgelei word by 'n plek nie. Alles wat jy doen, en die verhoudinge wat jy staan, alles wat jy moet sê of doen, moet jy doen in die naam van die Here Jesus. Mag Hy ons help om ons gedagtes so daarop te rig, en ek gaan weer daarby terugkom, want dis waaroor hierdie hoofstukke ook gaan, hè. So mag julle inderdaad 'n mooi dag hê, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se nabyheid. Amen.